John, aan jou kant, ek het gaan kyk na die verkiesingsuitslae die afgelope verkiesing. Dit was vir my interessant geweest dat die Vryheidsfront nog steeds gegroei het. Op die Tikkie Campus byvoorbeeld, hier in Pretoria, wat steun aan betref. Hulle kon nie die DA uitstof nie, maar hulle het ten minste gegroei in steun. Wat sê julle van julle kant af, kan julle vir die ou mense as 'n boodskap gee? Wat kan ouers vir kinders, wat kan kinders vir ouers leer? Dis reg. In die mond van die suigeling, né? Ja, ons almal weet dat ons as jeug, alles wat ons weet by ons ouers geleer het, maar hoe dikwels neem ouers die tyd om te kyk wat hulle by hulle kinders kan leer? Ouers moet besef dat kinders nie net doen wat ouers sê nie, maar meeste van die tyd wat hulle voorbeeld volg. Vir 'n kleuter om sy ouer na te maak is 'n baie belangrike mylpaal, om net so sy ouers op te tree is hoe 'n kind leer wie hy is en dit vorm ook wie hy gaan word. Die namaak van ons ouers is van kardinale belang vir 'n kind om sy taal te leer, sowel as sy sosiale vaardighede. Dit vandag in 2014 is ons vrygeborenes 18 jaar oud. Dit is 'n generasie sonder enige apartheidsvlekke en soos die naam dit beskryf, vryheid in alle opsigte. Ja. Nie een kind wat vandag 18 is, het apartheid ingestel nie. Nie een kind wat van die meerderheid bevolking vandag was gebore toe apartheid ingestel is nie. Het ons veg oor 'n oortreding wat ons nie gegee het nie teen die wat nie lewend was om teen oortree te word nie. So, hoekom dra die vrygeborenes nog steeds die apartheidsvlekke? Die antwoord is sekerlik dat ons as jeug ons ouers se voorbeeld volg. Ja. Daarmee bedoel is, dit so wys ouers deur die voorbeeld te stel aan hulle kinders dat hulle geregtig is, hulle is geregtig daarop om bevoordeel te word op grond van hulle veldheer. Dit uit weerwraak vir 'n verlede waarin hulle nie benadeel was nie. John, daar's een ding wat nogal vir my belangrik is hierin, en dit is wat jy eintlik hier ook sê, is, toe ek jonk was, en op tikkies was, en in politiek deelgeneem het en wat ook al, maar gaan werk soek daarna, het my pa my hand vasgehou. Ja. Jy het en dit is so, dat wit mense bevoordeel is, en dit niemand moet daarteen probeer vaskyk nie, maar dit is in die generasie voor julle. Maar as jy sou 'n werk gekry het, hulle is in die staatsdiens ergens, en vandag staan julle generasie alleen. Pa kan vir jou niks doen nie. Ma kan vir jou niks doen nie. Daar's nie kontakte in die bedryf wat vir jou jobbie gaan uitsort ergens nie. Jy gaan moet op jou eie die geveg veg. Ek wil 'n bietjie van 'n vrou se kant af ook iets sê. Ja. In jare gelede het die ma by die huis gebly, kinders grootgemaak en dit was haar werk. Vandag is dit ma's wat self werk, wat soms meer groter inkomste verdien as haar man, en sy moet die huishouding nog steeds bestuur en sy moet nog steeds haar kinders kyk. Ek dink dit is ook iets wat die ouer generasie moontlik by die jonger mense kan leer. Ja, kyk, weet net so, is daar ouers wat ook maar, weet, hulle is magteloos, hulle moet te kyk, hoe nie net hulle nie, maar ook hulle kinders benadeel word op grond van hul veldheer. Ek dink die Afrikaners probleem spesifiek is egter dieper as wat enigiemand besef. Ek noem hierdie probleem die nasionale partygroep. Ja, hier sit hom al reg. Ja, die nasionale partygroep is 'n sielkunde wat ons ouers dryf om te stem vir 'n party wat kan wen. Alles dit ten koste van hulle regte en hulle kinders se regte. Maar die tye het verander. Ons jeug is 'n tegnologiese generasie. 'n Generasie waar inligting beskikbaar is met die druk van 'n selfoonknopie. Dit is 'n generasie op 'n sekere ouderdom, ons ouers se dade, ons bevraagteken dit op 'n sekere ouderdom. Die komplikasie is egter dat ouers meestal voel dat hulle die regte besluit maak ten opsigte van die jeug se toekoms, terwyl eintlik verkeerd is, weet. Om hierdie stelling mooi te verduidelik, wil ek net 'n voorbeeld gebruik. Ouers sê vir sy seun, swart ekonomiese bemagtiging en grondhuise is verkeerd. En dat ons vir 'n offisiële oppositieparty moet stem om vir jou 'n toekoms te verseker, weet. Nou gaan die seun wat gebore is as deel van 'n tegnologiese generasie en dis deur die partye se grondwette, Facebook of Twitter. Hy gaan terug na sy ouers toe met slegte nuus, jy weet. Pa, die offisiële oppositieparty waarvoor pa gesê dat ek moet gaan stem, staan ook vir swart ekonomiese bemagtiging en grondhuise. Die ouers val dadelik hierso in die nasionale partygroep en antwoord, dit stem soos ek sê, ons moet die ANC wen. Ja.
as ons ouers werklik belangstel in 'n beter toekoms vir ons as jeug, hoekom aanhou met hierdie sielkundige groef vir dieselfde vir vele geleer? Ons sal graag ons ouers wil onderrig ten opsigte van ons toekoms, dat minderheidsregte en vasstaan by jou beginsels die enigste pad vorentoe is. Dit help nie ek is beginselvas in swart ekonomiese bemagtiging en grondeise, maar in dieselfde asem gee ek my beginsels prys, want ek wil wen, verstaan. Ons ouers kan gerus self inlig rondom Suid-Afrika se proporsionele kiesstelsel, wat wêrelde verskil van die ou kiesafdeling era. Dus kan jy stem vir enige party en die stem sal bydra waar koalisies tot 'n ANC wat gewen kan word sonder om jou beginsels te ondermyn. Ja. En om af te sluit, ons vra dus ons ouers om die regte voorbeeld te stel, deur te staan vir wat reg is en nie te staan vir dit wat maklik is nie. Sodat ons as kinders die jeug van vandag, soos die ouers van die toekoms werklik onsself in opsigte, alle opsigte vry kan. Wel die laaste woord is hieroor nog nie gespreek aan Kriek Vryheidsfront Plus jeugleier Gauteng.